Iets wat ek gehoor het in die week wat vir my so mooi was. Ek hoor 'n ou praat van, hy sê, as die oor sê, hy sien meer oor, maak het hom nog steeds nie deel van die liggaam. So as 'n mens sê, ek sê met 'n Christen nie, maak het hom nog steeds nie meer 'n kind van God nie. So ek wil vanmôre wil ek ons wil asseblief ook instaan vir die mense in die wêreld wat hulle rug op ons gedraai het as gevolg van omstandighede, as gevolg van whatever. En dit is swaar op my hart vanoggend. Daarom wat ek gesê het, as die oog sê, ek sien meer oog nie, maak dit nog steeds nie deel nie van die liggaam. Dit is nog steeds deel van die liggaam. Ek maar net sy pad verloor, dis al. Ek gaan net ons open, dan gaan ons eerste liedjie sing, ons voete staan en offerandes gediendes opneem. So, kom ons begin, Here. Vader, ek welkom U vanmôre in die plek te steek. Holy Spirit, let us be welcome, Lord. We welcome you, Here. Kom vat die troon vanmôre in die plek en kom geniet wat ons U wil bring vanmôre, Here. Die van ons wat hier is, Here Jesus, is hier om U naam te loof en prys, Here. En ek vra Here, ek bid vir die mense, Here. Ek bid vir die res van die liggaam van Christus. The body of Christ, Lord, ek vra dat julle sal terugkeer na ons toe, terugkeer op die pad waar hulle moet wees, Here. Ons help om ons aan buitekant te help, om mense te kan versterk, om terug te keer in die Here, want ons weet, die koms is naby. Die tyd is naby, Here, wat nie gaan kom. Ek vra dat die diens sal seën, Here, bless die seëninge, bless die diens, bless die mense wat hier, bless die woord wat gaan uitgaan, Here, en bless ons worship vanmôre, Here. In Jesus naam alleen. Amen. As hy ons op ons voete staan, terwyl ons eerste liedjie sing. Was
so I'm
Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, God glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oh, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, oh, majesty, kingdom, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. And Lord, you worthy to be praised, we exalt Thee. For your love and grace, hallelujah. For our Savior reigns, for we lift your holy name on high. Lord, you worthy. Lord, you worthy to be praised, we exalt Thee. For your love and grace, hallelujah.
I
'cause it's all about you. It's all about you. And His love and song and His grace is what we bring. 'Cause it's all about you. It's all about you. And this song and this love and this prayer is what we bring to you. 'Cause it's all about you. It's all about you. And this love and this song, this prayer, what we bring you. Verklaar dit vanmôre vir hom dat hy is die spoel waarom jou lewe draai. Hy is vanmôre jou alles. Hy is vanmôre jou alles. You are my everything, Lord. And I exalt you. I exalt you. I exalt exalt thee, oh Lord, and I exalt thee.
Die wat die Bybel gebring het, kan dit blaai na Matteus 11 toe. Terwyl dit kry, gaan ek dit vir Vanus gee. Wat iets met ons wil kom deel. Hoor julle, ek wil net gou kom bevestig dit wat pastoor gaan preek. Ek weet nie wat hy gaan preek nie. Niemand van ons weet nie. Maar dit is wat die Gees van God so kosbaar maak. Maar net vir interessantheid. Het julle al gelees in Matteus 19? Staan daar geskryf, as julle nie uitroep nie, sal die klippe uitroep. Het julle al gelees? Ja. Het julle al gery? So wil ons op die paaie. Dan sien julle daar staan op die klippe. Jesus red. Yes, is waar. Jesus kom weer. Die klippe roep uit. Dis waar. Die klippe roep uit. Net so moet ons uitroep. Ek vanoggend, julle, God is so groot, so groot. Ek kan nie, daar's een vraag wat ek julle graag wil vra. Hoekom het God ons geskape? Wat was God se doel? Groot doel om ons te skape. Na sy beeld en na sy gelykenis. Hoekom? Wat is die rede vir God? Ek meen God kon goed gemaak het, hy kon dinosaurus gemaak het, hy kon iets anders te geskaap het. Maar hoekom het hy ons geskaap? Na sy beeld en na sy gelykenis. Want ons moet vir hom 'n plesier wees. Yes. Ons moet vir die Here 'n plesier wees. En mense, al maak dit maak nie saak hoeveel omstandighede op ons pad kom, of hoeveel probleme op ons pad kom, frustrasies. Ons het soveel frustrasies. Maar die oggend, as ek my oë oopmaak en ek kyk na buite en ek sien die rooi bokkies hier in die erf rondloop en die voëls. Die lewe bly mooi. Die lewe bly mooi. Ja, maak nie saak wat se omstandighede ons deurgaan, wat se probleme ons het. Die lewe bly mooi. Okay, beside the point. Bevestiging wat die Here vanoggend vir my gegee het. In 2 Konings 4. Julle ken daai gedeelte waar Elisa die olie van die weduwee haar kanne laat volmaak het en daai storie. Dis dieselfde gedeelte. Maar hierdie is nou oor die Sunamitiese vrou in dieselfde gedeelte. En die Sunamitiese vrou, sy en haar man was vermoënde mense. Met ander woorde, dis mense wat redelik baie geld gehad het. Hulle was skatryk. En maar hulle het nie kinders gehad. En sy het vir Elisa gesien, sy is 'n man van God, en toe sy vir hom 'n woonkamer laat maak, waar in 'n bed en 'n tafeltjie daar aangesit en 'n lamp, waar as Elisa daar deurgekom het deur die dorp, dan kon hy daar gaan bly. Nou sy het absoluut geglo in dit wat Elisa gesê het, want hy was 'n man van God. Dit wat Elisa gesê het sy absoluut in geglo vasgehou daar. Niks getwyfel daar. En toe kom Elisa aan huis, vra vir die vrou, maar jy het nou al hierdie dinge vir my gedoen. Wat kan ek vir jou doen? Toe sê sy nee, niks nie. Sy wil niks terug hê nie. Sy verwag niks terug. Toe kom Gehasie, Elisa se dienaar, en hy sê vir Elisa, maar hierdie vrou het nie 'n kind. En hy sê, gaan roep hy. En hy gaan roep aan. Gehasie gaan roep aan. Toe sy in die deur kom, toe sê Elisa vir haar, volgende jaar die tyd sy jou kind het. Sy sê vir hom, moenie vir my lieg nie. Dan sê maar, dit kan nie wees. Sy het nog al die tyd geglo in dit wat Elisa sê, maar toe hy dit sê, kon sy dit nie glo. En pragtige jaar later, het sy 'n kind. En toe wou dit al geloof 'n bietjie. En toe die kind nou groter word, julle ken almal die storie. Toe die kind nou groter word, dus hy saam met sy pa daar in die veld en hy sê in volgende oomblik kry hy hoofpyne, die pa stuur hom huis toe. Die kind is dood in sy ma se arms. Maar die vrou wil toe nie vir haar man eers sê die kind is dood. Sy stuur net 'n dienaar na haar man toe en sy sê, daarop roep sy haar man en sê,
stuur tog vir my een van die dienaars met een van die eselinne, met 'n perd of 'n donkie of 'n muil, dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom wil jy vandag na hom toe gaan? Dis geen nuwe maan of Sabbat nie. En sy antwoord, wees maar gerus. Sy wil nie hê haar man moet hom ontstel nie. Hoekom nie? Want haar kind is nou dood. Haar man weet dit nog nie, want hy's nogal op die landerye besig. Want sy het soveel vertroue in Elisa as mens. Hy was 'n mens, net soos ons. Sy het soveel vertroue in hom gehad. Sy sê vir haar man, wees jy gerus. Moet jy nie worry. Hy het nie eens geweet sy kind is dood. Soveel vertroue het sy in Elisa gehad. En die Here gee vir my hierdie stuk en sê, ons moet gerus wees. God is in beheer. God is groot, God is magtig, hy het die see gekloof, hy het, daar is ook hierdie hele Bybel is vol van getuienis. God is groot. Ons moet gerus wees. Wat is God se gedagtes vir ons? Jeremia 9, gedagtes van vrede. Nie onheil vir ons om te kom. God bewys dit vir ons op die kruis. Hoekom is ons nie gerus nie? Want ons glo nie reg wat God kan doen. Dit wat pastoor vanoggend gaan preek, ek weet nie wat jy gaan preek nie. Maar ek wil net vir julle sê, God is in totaliteit in beheer. Ja, dis waar. Dis waar. Baie waar. Dankie Vanus. Matteus die 11de hoofstuk. Die 2de vers. Ek gaan met u praat oor God is on your side. Glo jy dit? God is aan jou kant. Matthew 11 verse 2. John meanwhile has been locked up in prison. When he got wind of what Jesus was doing, he sent his own disciples to ask, are you the one we've been expecting, or are we still waiting? Jesus told them, go back and tell John what's going on. Een van die ander vertalings sê, what you see and what you hear. The blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised. The rich of the earth learn that God is on their side. Is this what you were expecting? Then count yourself most blessed. Tot sover mag die Here sy woord aan ons harte seën. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie kosbare woord. Dankie Here dat U 'n waarmaker van U woord is. Dankie dat U 'n God is wat ons nooit teleurstel nie, nooit U rug op ons draai nie, en Here nooit ons een kant toe skuif nie. Dankie dat ons weet, Here, U is nie net ons God nie, maar U is ons Pa vanmôre. Ons hemelse Vader vanmôre. U ken ons vanmôre soos wat 'n pa sy seun ken U vanmôre U kinders. Ek wil vra dat hierdie woord wat U op my hart kom sit het, Here, dat ek dit sal oordra soos wat U dit vir my gegee het. Ek wil vra vanmôre, Here, dat die woord van die Here sal uitgaan en sal sny, Here, in elke hart in en in elke hart gaan lê. Ek vra dat U vir ons sal mense gee wat sal luister vanmôre en sal inneem. Ek verklaar vanmôre, Here, dat sonder U kan ek niks doen nie. Sonder U kan ek niks spreek nie, Here. Maar ek wil vanmôre net spreek woorde uit die hartkamers van God uit. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Sê net vir iemand naby jou, God is aan jou kant. John was locked up in prison
for spreading the gospel and be baptizing the people. And although he prophesied that Jesus is the Lamb of God, while he was sitting in jail, he questioned himself. So he sent his disciples to to Jesus and asked, "Are you the Messiah?" Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, het ek reg geprofeteer? Het ek reg gehoor? Is u die Messias wat sou kom? En nou leer die Bybel ons, hy kom, die disciples kom by die Here Jesus en hulle vra vir hom hierdie vraag. Johannes vra, is u die Messias of moet ons nog wag vir iemand om te kom? Nou Jesus kon baie maklik net 'n ja of 'n nee gegee het. Hy kon maklik vir hulle gesê het, ja, ek is die seun van God. Ek is die Messias wat sou kom. Hy kon maklik vir hulle en vir die omstanders laat besef het dat hy is wie Johannes dink hy is. Maar jy sien aan die einde van die dag, Jesus het nie gekom om homself voor te stel en homself voor te lig en op te lig en aan mense te vertel, rond te loop en te vertel, ek is die seun van God nie. Maar Jesus gee vir hierdie disippels iets wat ontwyfelbaar van die Messias spreek. Hy gee vir hulle iets wat hulle self kan uitredeneer. Dis asof Jesus vir hulle sê, ek gaan nie vir julle sê wie ek is nie, besluit self. Jesus sê dit ook dan, dat hy nie vir homself moet getuig nie. Die Vader het vir hom gesê, hy moet nie van homself getuig nie, want Johannes 5 vers 31 sê, as ek van myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Daar is 'n ander een wat van my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy, dis die Heilige Gees, van my getuig waar is. Met ander woorde, wat hy eintlik vir hierdie klomp disippels sê is, kyk wat gebeur. Blinde oë sien, dowe ore gaan oop, dooies word opgewek, en laat die Gees van die Here vir jou sê of wat ek is of nie. Want jy sien, dit wat gebeur, word direk gekoppel aan die Messias wat moes kom. Want hy het gekom, sê die Bybel, om die werke van die vyand te verbreek. Hy het nie gekom om sommer net te preek nie. Hy het nie gekom om vir almal te vertel, ek is die seun van God nie. Want hulle sou hom in elk geval nie geglo het nie. Dan sou hulle hom dalk vroeër gekruisig het. Maar omdat hy deur die werke wat hy doen, wys dat hy die Messias is, sê hy vir hulle, kyk wat gebeur. En dan sê Jesus die volgende, hy sê, go back and tell John what's going on. Een van die ander vertaling sê, go back and tell John what you are hearing and what you are seeing. Ek sien aan die einde van die dag, kind van die Here, dis belangrik om te besef vanmôre, ons dien 'n God wat ons liefhet en vir ons omgee. Ons dien 'n God wat wil hê dit moet met jou goed gaan. Ons dien 'n God wat blinde oë wil oopmaak en dowe ore wil oopmaak. Ons dien 'n God wat die dooies wil opwek. Die Afrikaanse Bybel, die 5de vers, sê, blindes sien, krepes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig. En hier die laaste gedeelte van hierdie 5de vers, toe ek die Bybel lees, die Engelse Bybel lees, toe slaan dit my, en ek besef iets, wat ons baie keer mis. I say the rich of the earth learns that God is on their side. Dis vanmôre so jammer, it's so sad. En dan praat ek van kinders van die Here, ek praat van mense wat hulle kinders van God noem,
verwronge idee dat God sit soos 'n diktator en hy kyk net waar hy my kan straf en waar hy my kan slaan. Ongelukkig in die wêreld wat ons in leef, is dit so dat baie kinders in die dag wat ons in leef 'n idee van God het wat anderster is as wat dit regtig is, omdat hulle in 'n huis groot geword het waar 'n pa hulle dalk mishandel het. En nie vir hulle omgegee het nie. En dat mense baie keer hierdie idee van, wanneer ons praat van ons hemelse Vader, dat mense hierdie idee van God kyk en hy sê, okay, weet jy wat, jy sou stout gewees, kom ek gaan jou gou net bietjie straf. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is nie op die strafbesigheid uit nie. Dag en 'n dag kom, ja, want ons voor die troon van God gaan staan en ons gaan verantwoording doen. En dan word hy ons judge. Maar op hierdie stadium, kind van die Here, is Jesus Christus ons advokaat, wat vir ons by die Vader intree, sê die Bybel. Mense het baie keer die idee van, wanneer ek foute maak, dan moet ek amper soos wat in die Ou Testament was, sekere offers eers bring. Ek moet eers sekere rituele deurgaan, voordat ek nou weer aanvaarbaar is by God. In die dag wat ons in leef, is dit so dat kinders sal enigiets doen om aanvaar te word deur hulle pa en hulle ma. Hulle sal partykeer tot die uiterstes toe gaan om net die goedkeuring van hulle ouers te hê. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ons hemelse Vader werk anderster. Ek hoef hom nie heeldag te beïndruk nie. Ek praat met iemand in die plek vanmôre. Ek hoef nie heeltyd te probeer om God te beïndruk nie. Want jy sien, al wat God vir my vra is, wees lief vir my. Daarom het baie mense baie keer hierdie wanbegrip van hierdie idee dat God ons net wil slaan en ons net uit mekaar uit wil skeer. Maar duidelik vanmôre, kind van die Here, spreek hierdie skrif heeltemal die teenoorgestelde. Hierdie woord wretch beteken stikkende, gebrokenis, uitgeworpenis. Nie in die ingroepie mense nie. Kan ek dit vanmôre sê, the outcasts of this world. Hulle wat struggle om iets in die lewe te bereik. Hulle wat vir hulle self voel, hulle is 'n mislukking in die lewe. Hulle wat vir hulle self voel, hulle is losers. Hulle wat baie keer so eensaam is, en het voel of hulle oor mense boer hulle geloop het. Hulle wat voel hulle is nie goed genoeg nie. Dis wat hierdie woordjie beteken. En God sê vanmôre, gaan sê vir daai mense, laat hulle moet leer, ek is aan hulle kant. Ek gee nie vanmôre om hoe jy voel nie. Ek gee nie vanmôre om hoeveel foute jy in jou lewe gemaak het nie. Ek gee nie vanmôre om hoeveel dinge jy in die dag vandag nog mee stoei en spartel nie. Ek gee nie vanmôre om hoeveel goed jy vanmôre vas is mee gevang is in jou lewe nie. God is aan jou kant. Daardeur sê ek nie vanmôre ons kan net aanhou sonde doen soos wat ons wil nie. Dis nie wat ek vanmôre sê nie, want die Bybel sê ons moet die heiligmaking nastreef. Paulus kom en hy sê, sal ek dan in die sonde bly omdat die genade groot geword het? Dan sê hy nee, stellig nie. Maar wat ek vanmôre vir jou sê, kind van die Here, is wanneer ek val, dan trap God my nie verder in die grond in nie. Ek is nou die dag so ruk terug by 'n rugby wedstryd van die kinders.
En 'n sekere kind kom van die veld afgestap, maar sy pa trap hom uit van 'n kant af. Hy het so sleg gespeel. En jy kan sien hierdie arme kind weet nie wat om vir sy pa te sê nie. Hy het sy beste gegee en tog was dit nie goed genoeg nie. Jy sien ek en jy partykeer in die dag wat ons in leef, op die veld van hierdie lewe wat ons in is, gee ons beste en dan voel ons partykeer, Here, omdat mense op ons neerkyk, omdat mense oor ons loop, omdat mense vir ons goed sê, dan voel ons partykeer, God is glad nie beïndruk met my nie. Inteendeel voel dit partykeer vir jou, jy het God so teleurgestel. Ek onthou as kind, my ma het vreeslik baie vriende gehad. Eintlik was daai tyd was die kerk was bietjie anders, dit was nie so gejaag soos vandag nie. Mense het nog by mekaar gekuier. En wanneer my ma by mekaar gekuier het, dan was daar altyd kinders. Eers en ons het gespeel. Ons het nog buite gespeel. Ons het nie selfone en TV games en whatever ook al Xboxe gehad nie. Ons het nog buite gespeel. En ek sal nooit in my lewe vergeet nie. Ons het altyd wanneer ons so by mekaar kom, want gewoonlik jou oudstes wat die twee wat die oudste is of die wat nou meer prominente leiers is tussen die klomp, het gewoonlik dan kom ons sê byvoorbeeld ons speel 'n bok in die hok. Ek vat sommer maar 'n voorbeeld. Dan was daar kante gekies gewees. Julle dit kan onthou nie. Dan staan hierdie twee daar voor en sê ek kies vir Pieter, dan sê hierdie ek kies vir Sari en so. En wie wat as ek daaraan dink, dan dink ek by myself, hoe het hulle eintlik jy kies eers die ouens wat die sterkste is en die vinnigste is en die mees sportiefste is om met jou kant te wees. En dan was daar partykeer hierdie kinders wat eintlik glad nie sportief is nie. Dalk sulke ou klein goedjies. Dan staan hulle maar daar en hoop iemand gaan hulle dalk kies om in hulle span te wees. Kom aan, wie weet waarvan praat ek vanmôre? Ag en op die einde van die dag dan hierdie wat nou eintlik nou as ek dit in ons taak kan sê nou nie veel in hierdie game gaan beteken nie. Dan sê hulle ag okay, kom maar na my kant toe. Ag kom maar. En dan sê nou in hierdie span maar hy voel nie deel van hierdie span nie. Want hy's maar net daar omdat hy die laaste een was wat oorgebly het. Maar jy sien by God werk dit die teenoorgestelde vanmôre. Hy kies vanmôre eers die stikkenis en die gebrokenis. He chose the wretched. Hulle wat verslae is. Hy sê almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Kan ek dit vanmôre in ons boodskap inbring? Hy sê vir die vermoeides en belastes, hy sê almal wat vermoeid en belas is, ag kom wees maar aan my kant. Maar hy sit nie 'n maar by nie. Hy sê kom maar wees asseblief aan my kant. Jy sien, ek en jy is nie vanmôre aan God se kant of God aan my kant. Omdat ek die laaste ouetjie was wat gestaan het nie. Omdat ek die swakste was en niemand anders my wou gehad het nie. Omdat niemand anders my in hulle span wou gehad het nie. Nee, ek is in God se span vanmôre, kerk van die Here, omdat hy vir my omgee. Ek is in God se span vanmôre, omdat hy vir my lief is. Hy sê gaan sê vir hulle wat stikkend is, hulle wat gebroken is, hulle wat oorgetrap is, hulle wat vernietig is in hierdie wêreld, gaan sê vir hulle, ek is aan hulle kant. Ek onthou in die hoërskool was daar 'n rugby speler gewees, hy was die kaptein van die rugby span. Dit was ek so in standaard 8. Dit was hy matriek, saam met my sussie hulle. Ja, maar hy was hierdie verskriklike beer van 'n man gewees. En ons het altyd pauses, het almal die hele skool het omtrent gaan sokker speel op die veld. Meisies, seuns, almal het gaan sokker speel. Dan word hulle so gekies in spanne. En as jy as hierdie ou jou kies, man. As jy in sy span is, dan voel jy sommer, ek is iets werd.
Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, om vanmôre te kan sê, God is aan my kant. Weet jy wat, ek is nie vanmôre net aan sy kant nie, hy is aan my kant. Hierdie skrif is so mooi vanmôre. Hy sê, gaan sê vir hulle, just go tell them, I am on their side. Dis asof God vanmôre kom en sê, kan ek asseblief maar aan jou kant wees? Kan ek maar deel van jou span wees vanmôre? Kan ek deel wees van jou lewe vanmôre? Kan ek vanmôre deel wees van die een wat vir jou omgee, die een wat daar wil wees vir jou? Kerk van die Here, hy's vanmôre die een Heer wat na ons kyk en hy sê vanmôre vir jou, ek gee vir jou om. Hoeveel gesigte het ons gesien in daai tye van kinders wat dalk maar hartseer is. Party is nie eens regtig in die span nie. Maar God sê vanmôre, hy sê, tell the rich of this earth to learn that God is on their side. God is saying to you today, maybe according to earthly standards, you are struggling. Maybe according to earthly standards, you are an outcast. But God is on your side. Doesn't matter who looks down on me today. Doesn't matter who's in the other team. Doesn't matter who ignores me. God is on my side. Paulus skryf aan die Romeine en hy verklaar presies dit wat ek vanmôre mee besig is. God is aan my kant. Romeine 8 vers 31 sê, what then shall we say to these things? If God is on our side, dis die Message Bible. Hy sê, if God is on my side, who is there to appear against me? If God is on my side. Afrikaanse Bybel sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? Maar hy sê so mooi vanmôre, hy sê, if God is on my side. Hy is aan my kant vanmôre. Kyk na die woorde van Jesus self wat hy sê in Johannes 15 vers 16, hy sê, it is not you who chose me, but it's I who chose you and appointed you. I chose you. God het my gekies om aan sy kant te wees. Hy het jou gekies vanmôre, kind van die Here, om aan sy kant te wees. Maak nie vanmôre saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie vanmôre saak of jy arm of ryk is nie. God kyk nie na hierdie aardse dinge nie. Hy sê vanmôre vir jou, ek's aan jou kant. Hoeveel keer in ons lewe voel ons alleen? Hoeveel keer in ons lewe voel dit vir ons asof ons alleen staan in die lewe, eensaam is in die lewe? Hoeveel keer in ons lewe, kind van die Here, voel dit vir ons asof ons nie inpas nie. Ons het nie 'n plek nie. Al probeer jy hoe hard om mense te beïndruk, om net deel van die groepie te kan wees, dan is jy nog steeds uit. Kan maar wie weet waarvan praat ek vanmôre. Maak nie saak wat jy doen nie, jy's nog steeds uit. Hulle like jou nog steeds nie. Wat ook al hulle redes vanmôre is. Maar ek het vir jou boodskap van die Here vanmôre, kind van die Here. Today, we are on the side of the champion of champions. On the legend of legends. We are on the side of the King of kings and the Lord of lords. Dis aan wie se kant ek vanmôre is en wie ek aan my kant het. Maak nie vanmôre saak wie van my af wegtrek nie.
Maak nie saak wie my vanmôre of jou vanmôre een kant toe gooi nie. God sê vanmôre, ek is aan jou kant. Wanneer die lewe partykeer begin druk, en dit vir ons voel asof dinge vir ons te moeilik raak, dan begin ons bevraagteken, het God my lief? Gee God om vir my? Come on, die mense wat vanmôre moet hoor wat ek sê. Dan bevraagteken jouself, stel God regtig belang? Does Jesus care? God sê vanmôre vir jou, ek is aan jou kant. Romeine 8 vers 32 sê, for God has proved his love by giving us the greatest treasure, the gift of his Son. And since God freely offered him up as a sacrifice for all, he certainly won't withhold from us anything else he has to give us. God bewys vanmôre dat hy aan jou kant is, kerk. Wanneer ons vanmôre na hierdie tafel kyk, dan sien ons die bewys dat God aan my kant is. Want jy sien, as hy nie maar aan my kant was vanmôre nie, as hy nie vir my omgegee het nie, as hy nie vir my daar was nie, het hy nie sy seun gestuur nie, maar omdat hy aan my kant is vanmôre, omdat hy vir my lief is vanmôre, omdat hy vir my omgegee vanmôre, kerk van die Here, het hy sy seun aarde toe gestuur, and while he was on the cross, my name was in his mind. Hy het my naam geken, toe hy aan die kruis van Golgotha gehang het. En hy het uitgeroep, ek is aan jou kant. I'm on your side. Al gooi kinders jou een kant toe. Al gooi ouers jou een kant toe. Maak nie vanmôre saak wat nie, kerk van die Here. Maak nie saak wie draai hulle rug op jou vanmôre nie. Doesn't matter, because God is on my side. And he will never leave you, and he will never forsake you. He will be there for you through the thick and through the thin. Through bad times and good times, God will be there with you because his promises is yes and amen. When he promised I won't leave you, he won't leave you. When he promised I'm on your side, he's on your side. Ons het nie vanmôre verloorder aan ons kant nie. Ons het hom aan ons kant, wat die vyand op sy eie terrein gaan verslaan het. Ons het hom vanmôre aan ons kant, kerk van die Here, wat die sleutels van die dood en die doodryk by die vyand gaan haal het. Maak nie vanmôre saak wat mense doen nie. Maak nie saak wat die vyand sê vanmôre nie. Maar jou duiwel en sy klomp demone kan sê net wat hulle wil. Hulle kan doen net wat hulle wil. Ek wil vanmôre dit verklaar. Ek wil dit uitbasuin vanmôre. God is on my side. Vyand, hoor vanmôre, God is aan my kant. Dis tyd dat die kerk van die Here sal opstaan en vir die vyand in die oë sal kyk en vir hom sal sê, luister, God is aan my kant, gaan. Maar weet jy wat? Ons krimp weg wanneer die vyand op ons goed op ons pad gooi. Ons gaan sit iewers op die ashoop van hierdie lewe, wanneer die vyand mense gebruik om ons te vernietig. Wanneer die vyand mense gebruik om ons toe te snou goeters en ons af te takel en ons persoon af te breek en ons karakter af te breek, dan aanvaar ons dit maar. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, God is aan my kant. Sê dit vir iemand naby jou met oortuiging, God is aan my kant. Ons het 'n oorwinnaar aan ons kant vanmôre. Romeine 8 vers 37 sê, no, in all these things we have complete victory through him who loves us. Complete victory. Ek
Ek het oorwinning vanmôre, kerk van die Here. Soos Dawid gesê het, met my God spring ek oor 'n muur en met my God loop ek 'n bendestorm. Want God is aan my kant. God is die een vanmôre kind van die Here wat jou raak sien. Luister wat sê vers 38, hy sê, "For I am certain." Ek wonder nie. Ek twyfel nie. Ek weet wat ek weet, wat ek weet. Hy sê, "I'm certain that nothing can separate us from the love of God. Neither death or life, neither angels or other heavenly rulers or powers, neither the present nor the future, neither the world above nor the world below. There is nothing in this creation that can ever be able to separate me from the love of God, which is in our Lord Jesus Christ." Niks kan vanmôre maak dat God kante swaai nie. Is my so interessant baie keer hoe mense, ek kyk nou met die rugby baie keer. Ek en Jeffrey praat nou die dag. Nou hoor ek iemand sê die ou speel nou nie meer vir die Bulle nie, hy speel nou vir die Stormers. En dan hoor ek hierdie ou speel nie vir die Cheetahs nie, hy speel nou vir daai ou. Hulle gaan waar die geld is. Hulle gaan waar die fame is. They switch sides. God never switch sides. I'm on his side and he's on my side. No matter what. So baie keer hoor ons, dan jaag hulle een van die afrigters weg, want die man het te veel games verloor. Hoor dit maar so, jy weet waarvan ek praat vanmôre. Kom julle blou bulle weet waarvan ek praat. Dit is 'n grapjie. En weet jy wat? Dan jaag hulle hom weg. Kan ek vanmôre vir jou sê, God gaan my nooit wegjaag nie. Al val ek meer as wat ek op my hand kan tel. Al maak ek soveel foute in my lewe. Al voel ek in my binneste, Here, ek stel U elke dag so teleur. He won't switch sides. Ag, is vanmôre nie 'n vreeslike teks, die logiese boodskap nie, maar ek het vir jou boodskap uit die hart van God uit. God het vir my gesê, gaan sê vir die mense, I'm on their side. Kinders van God moet weet, moet hoor vanmôre, God is aan hulle kant. Jy staan nie vanmôre alleen in jou struggle nie. Wanneer jy deur die vuur gaan, sê God, is ek saam met jou. Wanneer jy deur die riviere gaan, is ek saam met jou. Hulle sal jou nie oorstroom nie. Man, dit maak nie saak waar ek heen gaan en waar ek deur gaan vanmôre nie. God is saam met my in alles. Hy is saam met my in elke storm wat ek is, because he's on my side. Omdat God aan my kant is, sal die vyand nie waag om my aan te vat nie. Want Romeine 8 vers 33 sê, who then would dare? Ek sê net gou vir iemand naby jou, who would dare? Hy sê, who would dare to accuse those whom God has chosen to be on his side? Who will dare? Wie sal dit waag? Dis hoe ernstig God vanmôre oor jou voel, kind van die Here. God is him, the one who judge, who has issued his final verdict over them, not guilty. God sê vanmôre vir jou, not guilty. Want hy die prys vanmôre vir jou betaal. Vers 34 sê, who then is left to condemn us? As God dan vir my is, wie kan teen my wees?
Dalk voel jy vanmôre eensaam, afgemat, uitgemergel, een kant toe gegooi. Dalk voel dit vanmôre asof mense nie van jou hou nie. God sê vanmôre vir jou, ek is aan jou kant. En kind van die Here, omdat ek vanmôre aan God nou vanmôre aan my kant is, gaan hierdie skrif nou nog 'n bietjie verder, want Johannes 15 vers 19 sê, if you belong to the world, its people would love you, but you don't belong to the world. I have chosen you to leave the world behind, and that is why the people hate you. Kan ek vanmôre vir jou sê, mense haat jou omdat God aan jou kant is. Die wêreld wil jou vernietig vanmôre omdat God aan jou kant is. Familie draai hulle rug op jou omdat God aan jou kant is. God is vanmôre in hierdie plek om vir u en vir my te kom sê, jy behoort aan my. Vers 21 van Johannes 15 sê, people will do you exactly what they did to me. They will do it because you belong to me. Omdat jy aan God behoort. Omdat God aan jou kant is. Maak nie vanmôre saak hoe jy voel nie, ek het vir jou boodskap kerk. God sê vanmôre vir jou, ek is aan jou kant. Ek sê net gou weer vir iemand naby jou, God is on my side. Jy moet vandag die wêreld vierkantig in die oë kan kyk, kerk van die Here, en verklaar vanmôre, God is aan my kant. Ek sluit met Romeine 8 vers 31. Ek het dit net nou gelees, maar ek wil hê jy moet gou weer hoor wat hy sê. Ons Afrikaanse Bybel sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Maar luister wat hierdie oorspronklike taal sê. What then shall we say unto these things? Wat sal ek vir hierdie goed sê? Wat sal ek vir die vyand sê? Wat sal ek vir hulle sê wat teen my opstaan? Ek sê vir hulle, if God is on my side, who can be against me? Dis tyd om vanmôre te verklaar, kerk van die Here, vir jou omstandighede te kan sê, omstandighede, God is aan my kant, vir jou siekte vanmôre, jou krankheid vanmôre, jou omstandigheid, die verslaafdheid wat jy mee sukkel, maak nie saak vanmôre wat dit ook al is nie, hoor die woord van die Here vanmôre, dis tyd om vanmôre te kan sê, Here, die tafel spreek vanmôre vir my. Dis die bewys dat God is aan my kant. En hy sal my nooit laat alleen los nie. Hy sal nooit sy rug op my draai nie. Because God is on my side. Kom ons sluit ons oë asseblief. Gun my die geleentheid om net Wil vir julle iets vertel wat so pas by my pa se preek vanmôre. So 3 weke terug sit ek op die stoel op die plaas en ek speel die gitaar. En jy weet dit Jan, hy het agter die klank net as 'n dogter. Sy het my dad en ek sit speel die gitaar. En sy is baie stil, sy is altyd op haar eie en die musiek en hoor en sy gaan aan. En sy sê vir my dad, ek het woorde gekry, wat ek nie weet wat om te doen nie, maar ek dink dat dit inpas met dit wat dad nou speel. Sy sê, sy voel altyd so alleen, by die wêreld, sy voel sy pas nie in nie. En hierdie woorde wat sy nou het, wat sy graag ek moet sin vir, want sy voel dit is al antwoord. En ek sê, okay, ek speel. Sy sê, maar dit is Engels, ek sê, ja, nee, okay, maar ek sal speel. En dit is my so mooi, ek wil hoor na die woorde, wat sy my gee, want dit is onverwachts van haar.
Ek het nie verwag dat sy het my gegee nie. Sy is nie sommer iemand wat net praat nie. Sy wil graag vir hierdie liedjie sing wat sy geskryf het. In a world full of broken dreams, I stand alone with fear in my heart. My faith can only grow, is all I need. Jesus, King of Kings, is all I need. Jesus, only Him. In a world full of broken dreams and a heart of stone, with fear in my heart, I call upon the Lord. It's all I need. Jesus, King of Kings, is all I need. Jesus, only Him is all I need. Jesus, King of Kings. In a world full of broken dreams, I feel alone with fear in my heart. My faith can only grow. It's all I need. Jesus, King of Kings, is all I need. Jesus, only Him. There's nothing that I need. Jesus, King of Kings, there's nothing that I need. Jesus, only Him, He's all I need. Jesus, King of Kings, is nothing that I need. More than Jesus, only Him. Dalk voel jy vanmôre eensaam en alleen oor geloof sukkel. Voel partykeer so jy alleen is. Maar vanmôre sê God vir jou aan jou staan. Dalk lê jou drome vanmôre sukkel geslaan aan skerwe. Gaan tel op jou droom. Gaan haal jou droom van die rak af. Because God is saying to you today, I am on your side. No matter what, He's on your side. Wie staan wat vanmôre net vir 'n oomblik op hulle voete saam met my wil staan? Ek gaan jou nie voorbedien vanmôre, maar wie staan wat saam met my net wil staan? Steek net jou hande so op en sê Here, dankie dat U aan my kant is vanmôre. Dalk het mense jou te nagekom hierdie week wat verby is. Dalk het mense vir jou goed toegesnou. Dalk het mense jou beledig, jou skeef aangekyk. It's all I need. Dalk het jy gemaak dat jy maar net elke dag survive. It's nothing that I need. Maar opstaan in die oggend en maar net aangaan en aangaan en aangaan. Maar vanmôre kerk van die Here, het ons 'n ander persepsie wat ons kan vanmôre sê, Here, ek het nie meer hierdie vervromme idee dat God my net wil staan nie. Ek het hierdie nuwe persepsie, Here, dat U is aan my kant. Jesus only Him. It's nothing that I need. U is aan my kant vanmôre, Here. Jesus, King of Kings. As jy opstaan in die môre en jou eerste tree so gee, dan sê jy dankie Here dat U saam met my stap. Wanneer jy jou pap eet by die tafel,
Ek sê dankie Here dat U by my sit. King of Kings. Because you are on my side, oh There's nothing Lord. that I need more than Jesus. You are my God. It's all I need. Ek verklaar dit vir 'n oomblik Jesus, King of Kings. dat jy aanvaar om aan jou kant. All I need. En jy vanmôre net met so 'n bietjie excitement net sê Here, dankie dat jy aan my kant is nie. Dankie dat jy bereid was om aan my kant te wees. Dankie dat ek nie vanmôre gewag het tot die laaste nie, maar dat jy my eerste geroep het, Here. En my naam geroep het. Want U is aan my kant vanmôre, Here. Vader, ek bid vanmôre dat die kinders van die Here 'n nuwe perspektief sal kry net. Dat ons sal ophou, Here, om onsself so te slaan. King of Kings. Dat ons sal ophou, Here, om hierdie wanbegrip te kan hê van ons Vader en van Jesus en van die Heilige Gees. Maar dat ons vanmôre net weer sal besef hoe lief U ons het, Here. Want U is ons God. En daar's niemand soos U. En ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U dit sal inprent in mense se gedagtes vanmôre. Skryf dit op hulle harttafels vanmôre, Here, met die bloed van Jesus Christus, dat hulle sal weet God is aan my kant. Maak nie saak wat die wêreld doen nie. Maak nie saak wat my baas doen of wie ook al doen nie, Here. My werkgewer doen nie, Here. God is aan my kant. Dat ons 'n verklaring op ons lippe sal kry, Here. En begin getuig. En begin proklameer dat God is aan my kant. Ek vra dit in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Jy kan die sitplekke neem. Aie, kom help my by die tafel. Kom. Netjie, kom help oupa by die tafel. Wat 'n voorreg om vanmôre aan die tafel van die Here te sit. Wat 'n voorreg om vanmôre wanneer ek hier die tafel kyk, dan sien ek hom wat aan my kant is. Maar ek gaan nog 'n bietjie verder vanmôre. Wanneer ek aan die tafel sit, dan sê ek is nou deel van jou. Ek sien nie net aan jou kant nie, ek is in jou. Ek leef in jou. Kosbaar is dit om vanmôre te kan weet dat die Seun van die lewende God sy lewe vir my gegee het en vir jou gegee het. Toe ek 'n helverdiende sondaar was, geen hoop gehad het, het hy my raak gesien. En wanneer jy vanmôre aan die tafel sit, wanneer jy vanmôre hierdie broodjie neem, dat jy sal sê, Here, dankie dat jy aan my kant is. Wanneer jy vanmôre hierdie bekertjie drink, hierdie glasie met druiwesap drink, dat jy vanmôre sal sê, Here, dankie dat jy nooit die rug op my sal draai nie. Maak nie saak wat ek doen nie. Ek het iets wat ek al so baie in my lewe gesê het, op so baie plekke, verskillende plekke in my lewe al gesê het, niks wat ek in my lewe gedoen het, niks wat ek nou doen of niks wat ek nog gaan doen, maak 'n verskil hoe lief God my het. Because He loves me unconditionally. Hy vra nie vanmôre, wees lief vir my dat ek lief kan wees vir jou nie. Hy het jou in elk geval lief. En hy's aan jou kant vanmôre. Vader,
Dankie vir hierdie kosbare tafel. Ja, Here, ons vier nie vanmôre tafel van 'n kerk nie, maar dis die tafel van die Here vanmôre. Here, U woord het gesê, so dikwels as wat julle bymekaar kom, doen dit tot my gedagtenis. En die gedagtenis, Here, wat ons vanmôre het, is dat U aan ons kant is. Dat U vir ons lief is en dat U vir ons omgee. Ek dank U, Here, ek vra dat hierdie nagmaal in ons liggame geseën sal wees, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan maar enigiets sê. Nee, There's
kant. U is ons God en daar's niemand soos U nie. Dankie dat U vir ons omgee vanmôre. Ek bid Here dat U saam met ons sal gaan waar ons verskillende huise toe gaan, Here. Heilige Gees, ek bid dat U in hierdie week mense sal vertel en sal herinner, Here, dat U aan hulle kant is. Ek bid Here dat die engele gaan ons bevel gee om voor ons uit te trek, ons agterhoede te wees en van alle kante af in te sluit. En ons trek die kosbare bloed van Jesus oor elkeen. Ek vra vanmôre, Here, dat ons in hierdie week sal gaan getuig dat Jesus is aan my kant. Seën ons nou verder, Here. Ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Die Here seën, gaan in vrede.